tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Aan die ander kant van die bos is daar 'n ou druiweprieel wat koning Louis Leeuw se oupa Grootjie nog geplant het. Dit was na die groot vloed, toe die rivier afgekom het en baie diere verdrink het. Dit is 'n betowerende wingerd, en die wingerd staan bekend as die Wysie Wingerd. Nie baie van die diere het geweet van die Wysie Wingerd nie, net die ouer generasie. Net soos die Maanberg het net sekere diere Wysie Wingerd toe gegaan as dit nodig was. Omdat die bos nie baie ver van die naaste dorp af was nie, was daar ook 'n kampeerplek vir mense. Maar dit was afgebaken en die bosbewaarders het seker gemaak dat die mense nie in die groot bos ingaan nie. Op 'n dag ry daar 'n kar met 'n mamma, pappa en hulle dogtertjie by die kampterrein in. Hierdie was 'n baie spesiale gesin, want hulle het altyd gesing. Hulle het gesing as hulle opstaan in die oggend, as hulle ontbyt eet, selfs wanneer hulle tande geborsel het. Mamma Lucinda het die soetste stem gehad en was ook die hoof van die melktertvereniging op die dorp. Papa Bouwer het altyd grappies vertel en seker gemaak hulle lag altyd so tussendeur die gesingery. Maar die spesiaalste een in die huis was die dogtertjie, Liriek. Soos haar naam sê, was sy die ene woorde en wysies. En net waar sy gaan, het haar soet stemmetjie almal betower. Papa Bouwer ry versigtig by die bossehek in en wys vir Mamma Lucinda en Liriek al die mooi bome. En hy vertel grappige stories oor die diere. Hy's 'n goeie storieverteller. Hulle ry en voor hulle oë kon uitvee, is dit skemer. Genade julle, ons sal moet terugdraai, anders gaan ons nie uit die bos kan kom nie. Die wildbewaarders sluit die hekke in die aande, Sê Mamma Lucinda, Maar mamma, ek wil nog nie gaan nie. Sê Liriek. Net toe vlieg 'n klein vuurvliegie by die kar se oop venster in en kom sit op Liriek se neusie, Hallo Liriek, sê die vuurvliegie. my naam is Petronella en ek is jou vuurvliegie. Ons wag al baie lank vir jou. Hoe nou? Sê Mamma Lucinda, Papa Bouwer en Liriek gelyk. Dit was asof die tyd heeltemal gaan stil staan het. Ek is jammer Petronella, maar ons was nog nooit hier nie. Hoe weet jy wie ons is? Vra Liriek, glad nie bang vir haar nie. Lank gelede het koning Louis Leeuw se oupa Grootjie die Wysie Wingerd geplant en almal beloof dat daar eendag 'n baie spesiale dogtertjie gaan kom en haar stemmetjie gaan die plante weer laat groei. Sien, ons het jou hulp nodig, Liriek. Al die bome en plante is besig om dood te gaan in die Wysie Wingerd. Net jou stem kan hulle help om weer te groei. Mamma Lucinda en Papa Bouwer kyk met verwondering na Liriek en Petronella en soos een man stem hulle in. Skielik is daar duisende vuurvliegies om hulle en hulle tel vir Liriek, Mamma Lucinda en Papa Bouwer op in die lug en vlieg met hulle deur die groot bos. Soos wat hulle vlieg, vertel Petronella vuurvliegie vir hulle van die bosdiere en dat baie min van hulle weet van die Wysie Wingerd. Daar is die groot plat klip waar koning Louis Leeuw bly. Hy is die koning van die diere. En daar die groot boom langs die plat klip is waar oupa Uil bly. Hy is die wysste dier in die bos. O, en kyk! Gegil Petronella. Daar is jakkals en wolf. Die twee is al ewig in mekaar se sake. Maar ek dink hulle is eintlik baie groot vriende. Maar moenie vir hulle sê dat ek vir jou gesê het nie, Petronella. Vra Liriek. Kan hulle ons nie sien nie? Nee, Liriek, net sekere diere kan ons sien. Toe julle by die bos ingery het Tinkie dadelik vir koning Louis en oupa Uil gaan sê. Koning Louis het vir ons vuurvliegies gevra om seker te maak dat niemand julle kan sien nie. Soos wat hulle vlieg, het die sagte musiek hulle gevolg. En soos hulle nader aan die Wysie Wingerd gekom het, het die musiek al harder geword. Maar o wee, toe die vuurvliegies hulle neersit op die grond,
sien hulle hoe droog en lelik die wingerd lyk. Sien, ek het julle gesê daar is groot fout. Asseblief, Leriek, julle moet help. Net toe kom oupa uil daar aangevlieg en gaan sit op 'n hoë tak. Koning Louis is kort op sy hakke. Almal sou dink dat die mensgesin sou bang wees vir die groot leeu en ou uil, maar glad nie. En toe begin koning Louis leeu praat. Toe ek 'n klein welpie was, het my oupa Grootjie my vertel van die wysiewingerd. Hy het elke dag na die wingerd toe gegaan om seker te maak dat die plante groei en dat die musiek altyd saggies speel. Maar soos wat die jare verbygegaan het, het die plante en betowerde diere hulle stemme begin verloor. My oupa Grootjie het vir prinses Elsa 'n boek in die Maanberg gelos. In die boek vertel hy hoe hulle die wysiewingerd geplant het en hoe om die wysiewingerd te beskerm. Maar hy het ook vir ons gewaarsku dat soos die wêreld warmer word, sou die wysiewingerd begin doodgaan, sê koning Louis. En ja, die enigste ding wat die wingerd sou kon genees, is die stem en liedjie van 'n dogtertjie met die mooiste hartjie, sê oupa uil. Maar ek weet nie wat om te doen nie, Sê Leriek met trane in haar oogies. Mamma Lucinda hou haar net styf vas. Die musiek sal jou lei, Leriek. Luister net mooi. Ons almal is hier vir jou, sê oupa uil. Leriek, mamma Lucinda en papa Bouwer neem 'n groot asem en stap deur die ingang na die wysiewingerd. Hey tog, ek hoop regtig Leriek sal vir die diere en plante in die wysiewingerd kan help. Kom ons kyk gou hoe mooi het jy vandag geluister. Oupa uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. En na elke vragie gaan jy weer 10 sekondes hê om daaroor te dink. En wanneer die klokkie lui, sal ek vir jou die antwoord gee. Is jy reg? Goed, hier is die eerste vraag. Wat is die vuurvliegie se naam? Hier is die antwoord. Die vuurvliegie se naam is Petronella. Goed, hier is die tweede vragie. Wie het die wysiewingerd gebou? Hier is die antwoord. Koning Louis se oupa Grootjie. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.